Goeiemôre van my kant af. Ek is baie groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Welkom by Hawe Familiekerk. As jy saam met jou familie hier kom kuier het vir die dag, omdat daar 'n spesiale geleentheid is, dat hulle dalk voorgestel word as lidmate of dis hulle doopgeleentheid of wat ook al, dan wil ons vir julle almal welkom sê en ons is baie bly dat julle saam met ons vandag gaan ons celebration 2025 gaan bywoon. Nou die doel van 'n celebration diens is net eenmalig en dit is, mag die Here se naam verheerlik word. Mag sy naam groot gemaak word vanoggend. Ons het reeds bederf deur sang en deur getuienis en deur net saam met mekaar te wees en terug te dink aan 2025 en vir die Here dankie te sê vir dit wat hy vir elkeen van ons gedoen het. So ek gaan vir ons gebed doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees as 'n gemeente, as families, as mense, Here. Ons is dankbaar om hier te kan wees. Ons loof en ons prys U vir 2025 en wat U bereik het in ons gemeente, deur ons gemeente, deur U teenwoordigheid in ons lewens, die bewaring wat U vir ons gegee het deur moeilike tye dalk, of waar ons dalk deur storms moet gegaan het, of waar ons dalk wat ook U nodig gehad het, maar ons loof en eer en prys U ook vir die hoogtepunte, vir die goeie dinge wat met ons gebeur het. Iemand het vanmôre gesê, net die feit dat ek kan wakker word, net die feit dat ek kan asemhaal, die feit dat ek hierdie dag kan beleef, is 'n blessing van God af, en ek sê amen my gemoed daarop, Here, dat ons die geleentheid het om vandag terug te kan kyk op 2025 en te kan sê dankie, dat ons hier kan wees. En ons bid nou dat hierdie hele diens, die getuienisse, die hele geleentheid net sal wees tot eer en tot verheerliking van die wonderlike naam. Amen. Okay, so ons gaan vinnig net met jou deel uit Numeri 6 vers 24 uit, en ek dink die eerste ding wat vir my uitstaan is, die Here sal jou beskerm. As jy gaan kyk na hierdie gedeelte in Numeri 6 vers 24, dan staan dit uit, die Here sal jou seën en jou behoed. Dit is die beskerming van God. Die Engels sê, the Lord will bless you and keep you. Dit is net toe ek het gelees het, selfs in my Vrystaatse Engels, het die Engels baie sin gemaak, van dit is nie net die Here seën jou en behoed of bewaar jou of beskerm jou nie, maar the Lord will keep you. So baie keer, ek weet nie, ek dink gou terug aan jou 2025 journey saam met die Here. Hoeveel keer het ek en jy dalk nodig gehad, dat ons net daai gevoel het, dat God ons vashou. Hy seën my nie net nie, hy bewaar my nie net nie, maar hy het my. He's got me. Hy sê ek het jou, en dan dink my kop onwillekeurig aan verse soos, ek sal jou help met my reddende regterhand. Daai hand van hom wat my vashou, en dan gaan 'n ou se kop weer na Johannes 10:28 toe, wat sê, niks sal julle die hand van my Vader ruk nie. So maak nie saak wat jy in 2025 beleef het nie, hoe moeilik dit dalk was jy deur 'n diep daal, dalk was jy in 'n doodskade weer, dalk was jy so siek geweest dat jy nie geweet het of jy gesond gaan word nie, dalk was jy op 'n stadium in 'n emosionele krisis, dalk was jy op 'n stadium geweest wat jy nie geweet het hoe gaan môre lyk nie. Ek wil net vir jou sê, God sê vandag vir jou, deur die Aaron se blessing sê hy vir jou, ek het jou, ek bewaar jou, ek behoed jou, ek seën jou. I will keep you, I will bless you, I will be with you. Dit laat my dink aan Jesaja 41 vers 10, wat sê dat hy hierdie reddende regterhand, toe ek net weer lees reddende regterhand, dan dink ek aan, wat is my regterhand? Wat is God se regterhand? Dit is 10:1, as ek weet as lefties ook, maar in die meeste mense se geval is dit jou dominante hand, dit is jou protection hand, dit is jou hand wat jy in sterker is, en God sê, my sterker hand, my sterk hand, reik ek uit na jou toe. Ek het jou in 'n greep, en ek sal jou nie los nie. So ek weet nie hoe gaan 2026 lyk nie. Ek weet nie hoe gaan die res van 2025 vir jou lyk nie, maar ek weet, God het jou. En as jy net dit kan, net vir 'n oomblik net vir jouself kan sê, God het my deur sy reddende regterhand. En ek wil vir jou 2 stellings gee waarin jy kan dink. Nommer 1 is, al verander jou gevoelens, God se greep kan nie verander nie. Wow, dink aan. Al verander ek en jy se emosies, my gevoel, ek voel af,
Ek voel te neergedruk. Ek voel dalk neglected. Ek voel dalk of God nie daar by my is in 'n situasie nie. God se greep het nooit verander nie. Prys sy naam. En vat dit vir jou toekoms. God gee vir ons 'n lifetime guarantee, 'n lifelong guarantee, en dis 'n ewige garantie vir die ewige lewe. Hy sê vir jou, en hy sê, die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, hy help jou dalk nie uit 'n storm nie, maar hy help jou in 'n storm. Het jy al aan gedink? Mense wat dalk vra, maar waar was God toe ek swaar gekry het? Hy was daar, in die storm. Hy het nooit sy greep gelos nie. Jy het dalk gevoel hy het, maar hy het nie. En dan wil ek vir jou Jesaja 43 vers 1 gee, wat sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As ons net dit eers kan vat, God beskerm jou, hy seën jou, hy is saam met jou. Ons jaartema was ontmoetings met God. Julle, ek wil vandag 'n ding sê, en ek wil vir julle sê, ons kan die mooiste jaartemas hê. Jy al by 'n maatskappy gekom, dan het hulle hierdie mooiste visies en missies teen die mure. Daar's 'n vision en 'n mission en allerlei goedes teen die mure geplak, en dit klink so mooi op papier. En ek voel so oor 'n Hawe Familiekerk. Ek voel, ons het elke jaar hierdie mooi temas. Voetspore van Jesus, 2 jaar terug. Verlede jaar was dit gewees, nader aan die Here. Hierdie jaar se tema was gewees, ontmoetings met God. En ons skryf 'n boekie daaroor, en ons gee vir jou Bybelstudies, en ons preek laat die spoegspad daaroor. En op die einde van die dag wil ek jou vra, kan jy vanoggend hierso sit en sê, ek het God ontmoet in 2025? As ons vandag kan getuig, dat ons iewers in 2025 God ontmoet het, dan het ons gewen, julle. Ek het in sy teenwoordigheid gekom iewers. En ek wil jou vra, ek gaan julle nou op die spot sit. Nou gaan julle praat. Ek het genoeg gepraat. Ek gaan jou nou op die spot sit. Hier's 2 manne daar agter met mics. En hulle gaan 'n mikrofoon bring as jou hand opsteek. En ek wil julle vandag vra, as jy iewers in hierdie jaar 'n ontmoeting met die Here gehad het sy dit in jou stilte tyd, deur praise and worship, deur 'n gebedstyd, deur 'n moeilike omstandighede, deur goeie omstandighede, deur wat ook al wat met jou in 2025 gebeur het, dit wil jy nie vir ons in 1 sinnetjie of in 2 sinnetjies net sê, ek het God ontmoet in 2025, poem, 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 maak klaar die sin. So wie's eerste? Daar's hande. Kom ons hoor wat sê ons lidmate. Want ons celebrate vandag nie 'n mens nie, ons celebrate vandag God. Waar het jy God ontmoet? Waar het God vir jou deurgekom in 2025? Hou die mic lekker naby aan jou. Dis nie 'n area mic nie, dit is 'n stem mic, so hou hom lekker naby en dan praat jy, Niels. Okay, so meestal van almal wat hierso sit weet wat ek in die begin van die jaar deur is baie emosioneel. En ek wil net sê, as iemand ooit kom op 'n stadium wat hulle 'n operasie kry of nie weet dat hulle gaan deurkom nie, ek wil net een ding sê, ons Here lewe, hy het my deurgetrek, ek het 'n fantastiese familie en natuurlik almal wat hierso sit wat vir my gebid het. So, die Here is daar so en hy was daar vir my gewees. Amen. Dankie Niels, dankie. Nog iemand? Dan sê, Marius, ja, die jaar was my grootste behoefte geduld. Ek is outnumbered, 4,5 teen 1, en ek het gevra vir geduld, en ek dink ek het dit redelik gekry hierdie jaar. So, hy het God ontmoet deur geduld te vra. Dis ek wil net vir julle sê, as julle Niels se getuienis wil hoor van hoe die Here hom deurgedra het, dat hy basies het die medisyne om nie 'n kans gegee om te lewe nie, en hoe hy deurgedra is. Praat met Niels, dat hy wil vertel hoe God hom deurgedra het, hoe hy God ontmoet het hierdie jaar deur sy moeilike omstandighede. Dankie Anu, dankie dat jy bereid was om dit vir ons te sê. Ek dink, om my sin te voltooi, ek het die Here hierdie jaar ontmoet by 'n paar ouens wat gesê het, kom ons gaan net saam en kom ons gaan bid vir 'n naweek net, kom nader aan die Here, en daar het ons as broers by mekaar gekom, en ek het daar die Here ontmoet, en dis great om in 'n gemeente te wees, waar die mense hulle hand opsteek en sê, weet jy wat, kom ons gaan bid vir mekaar, ons kan sien dit gaan moeilik, kom ons gaan net en
Ons spandeer tyd saam en ek wil uitnooi as daar enige manne is vir die Saterdagoggend kom join daai sessie of vir Vrydag aand. Ek dink daar het ons ook 'n paar keer persoonlik het ek ontmoetings met God daar gehad om stil te raak saam met vriende. Dit was 'n plek waar ons regtig die Here ontmoet het. Ek het God ontmoet. En dit was nie altyd 'n Damaskus oomblik nie, maar dit was 'n daaglikse, weeklikse ontmoeting. En ek het net weer eens die gevoel en die besef gehad. Ek is geliefd. Ek is gered uit genade. Ek is God se kind. En ek is vergewe. Ek is gemaak na sy beeld en ek is nooit alleen nie. Die vorige persoon was Rochey geweest wat gepraat het en julle genooi het, die persoon wat nou net gepraat het is Ria Lou. So ek sê maar net vir julle, dis lekker om te hoor hoe ander verskillende mense die Here ontmoet. Dien. Hi Marius, ek wil net sê ek het die Here weer ontmoet deur my vrou se geloof en dit was net weer 'n hernie en ek was baie stresvol situasies ervaar deur die werk en die Here en sy het my regtig deurgetrek hierdie jaar. Wow. Dankie Dien. Nog iemand? Daar is ons hand. Hallo. Ek het die Here menigte kere beleef in my gesin se lewe en my familie se lewe. Ons het by 'n nuwe omgegroep aangesluit wat ek dink die Here het geweet ek het daai pelle nodig. Dis nou vriende, dis nie net meer 'n omgegroep nie en ons het mekaar regtig gedra deur baie moeilike tye en baie trane. En ek wil vir hulle baie dankie sê dat hulle daar is vir ons. Ons as gesin is deur 'n moeilike tyd. Ek is geretrench einde April en my man het einde Mei gehoor hy verloor sy werk. So dit was baie moeilik en ek kon nie werk kry nie en die Here het voorsien my man het werk gekry. Die Vrydag het hy klaar gemaak by die een maatskappy en het hy Maandag by 'n ander maatskappy begin. Hy het die Vrydag die kontrak gekry by die plek wat hy die Maandag by begin en ons het gestres want nie een van ons het geweet of ons inkomste gaan hê nie. En liewe Jesus het nog elke maand deur wat ek saam met my ma die besigheid wat ons doen het hy nog elke maand geld in ons rekening ingebring en dit vermenigvuldig met blessings wat van alle kante af kom wat ons nie weet hoe ons rekeninge betaal nie, maar ons het die Here in menigte kere so beleef wat daar net wonderwerk op wonderwerk gebeur. Dankie Zanay. Louis hierso. Dankie Marius. Wanneer jy in ICU lê en jy harder kom kuier vir jou, jy doen veel gebed en hy skud sy kop, dan weet jy die Here is daar. En dit was met my gebeur het. Vandag lê my broer in ICU. Hy is 11 jaar ouer as ek. Ek gaan net nog vir hom kuier. Want ek weet nie of hy môre genoeg gewees nie. En daaroor kan ek net dankie sê vir die ontmoeting, laat ek kan weet, ek is deel van hierdie gemeente, waar mense vir mekaar omgee, waar ons 'n omgegroep kan wees, wat mense help. Ek het moeilike omstandighede. Maar ek het goeie vriende, wat elke dag vir my sê, have a nice day. God is met jou, ek kan dit aanvoel. Daaroor kan ek nie dankie sê. Dankie Here. Dankie. Baie dankie. Daarso. Testing, okay. Okay, so ek weet nie of julle hierdie ou ken nie, maar sy naam is Charlie Kirk en hy het eintlik hy soos wêreldwyd waar hy soos na college campuses toe gaan en dan obviously gaan hy teen kinders of mense oor politics, waar dit oor geloof is of whatever. En basically wat toe gebeur het was,
toe die left, soos die mense wat nou eintlik teen hom was, hulle het sy lewe weggevat, omdat hulle teen hom was, en ek voel toe mense toe gedink, nee, okay, as ons nou Charlie Kirk sy nou lewe wegvat, gaan niemand dan regtig meer omgee nie, en dan gaan minder mense geïnfluenced wees oor die Here en wat hy gesê het, maar dit het teenoorgesteld gebeur van wat toe gebeur het toe was baie mense meer geïnfluenced dat hoor hierdie ou se lewe is weggevat en soos just because you're one voice doesn't mean you won't be heard. En ek voel hierdie dood het vir my soos 'n wake-up call gegee en soos herinnering gegee dat wie God werklik was en of is en wat hy vir ons gedoen het en hoe ons as 'n community, nie net as soos hier in die kerk nie, maar soos wêreldwyd en hoe ons saam kan kom en die Here se naam kan dien en hoe ons almal saam kan kom en soos 'n influence kan hê en hoe ons soos 'n difference kan maak net om sy naam te dien en om sy naam weg te versprei net soos Charlie Kirk het. Ja. Baie dankie. Het is goed om te sien dat die jong kinders het ook vrymoedigheid om te praat. Dit is ons gemeente, dit is nie 'n persoon se gemeente, dit is die Here se gemeente. Hierso is 'n hand, ons gaan nog 'n hand gee. Daarso is Sari. Hierdie is eintlik 'n uitnodiging. Plaas jou naam op daai gebedslys. As daar enige iets is. Maak nie saak wat nie. Die Here maak my 3 uur in die oggende wakker. En glo my, ek bid vir elkeen van julle wat se naam daar verskyn. Sjoe, dankie. Dankie Sari, dankie dat ons sulke mense het. Dankie Here dat ons mense het wat intree verander en bid. En 3 uur in die oggend, as ek op my ander sy draai, dan is daar iemand wat bid. Ek word ook 3 uur wakker, maar dis vir my blaas. Maar ek sal onthou van nou af, Sari, dat ek so 'n bietjie oomblik wakker bly en saam met jou bid. Die Here gebruik, ek sê altyd die Here gebruik mense op verskillende bedienings en die sukses van 'n Hawa familiekerk lê in julle. Elkeen het 'n gawe, elkeen het 'n talent, elkeen het die gawes van die Gees is in jou. Ons moet dit net ontgin, ons moet dit vorentoe bring, ons moet vrug dra. En om hierdie getuienisse te hoor van dit is net vir my inspiring, ek hoop is vir julle elkeen wat hier so sit inspiring. As jy gedink het jy kan nie God ontmoet nie, hier is mense wat sê ek het God ontmoet in verskillende omstandighede. Wil jy praat, Shamaine? Okay, Shamaine. Ja, ek wil net graag met julle deel. 6 maande terug het ek 'n baie besonderse ontmoeting met die Here gehad langs my pa se sterfbed en ek is die Here ewig dankbaar vir daai oomblik en ek sal dit koester vir die res van my lewe. Dankie Shamaine. Dankie. Okay, nog enetjie daarso? Ek wil net self sê, dankie vir Hawa familiekerk wat my en my vrou 'n ontmoeting met God gegee het om nader aan die Here te beweeg. Ek was van 2014 af glad nie in 'n kerk nie en ek het hier ingestap 'n jaar terug en die aanname wat die kerk vir ons almal gee is amazing. Dankie en ons wil net dankie sê van my en my vrou se kant af. Dankie Donovan, dankie vir jou en Monique. Dat julle ook ingekom het en na julle die Here ontmoet het, het julle net dadelik ingeskakel, Monique by die kinderbediening, jy op die crew en by die sound en by alles en wat ook al, en is net, julle het net gesê, julle gaan julle bydra lewer tot die sukses van God se bediening hier op die Koninkryk op aarde. Sonja. Ek wil net getuig en sê, die laaste 2 jaar was ek op my stikkendste gewees. En daar waar ek opgehou het die Here begin. En die genesing wat hy gebring het, kan ek nie in woorde beskryf vir mense nie. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is nie meer waar ek was nie. En vir die eerste keer hierdie jaar het ek ondervind hoe ander mense my gedra het. Waar ek my hele lewe lank mense gedra het, hierdie Here my kom dra deur middel van ander mense. En waar ek op my laagtepunte was, waar ek my rug op die Here wou draai,
het hy my weer kom optel. En waar ek soos Petrus gevoel het, God, but I gave up everything for you. What about my pain? He was still there, and he is still there. So as dit vir enige iemand iets beteken, hy bring genesing vir elke liewe ding waardeur jy gaan. Dankie Sonja, die Here werk nie net met ons wanneer ons fisies siek is of wanneer ons fisies deur 'n moeilike tyd gaan of deur 'n operasietyd of wat ook al nie. Die Here werk ook emosioneel. Onthou is die liggaam, jy's liggaam, siel en gees. En as jou siele lewe, jou emosionele lewe af is, onthou daar's hulp vir dit. En dankie dat die Here jou omring, Sonja, met mense wat jy voel, hulle help jou dra aan jou laste. Ons gee vir die Here die eer vir elke getuienis wat uitgegaan het vanoggend en mag die Here regtig seën. Is daar nog iemand? Is ons okay, Justice, dan gaan ons aanbeweeg na ek het nog 2 getuienisse van mense wat gou moet kom getuig en dan moet ons nog uitkom by die laaste celebration. Ek sê dankie, ek wil julle nie demp om getuienisse te bring nie asseblief. Maar as dit ek is net amazed en dit is my fantasties om te hoor hoe die Here in julle harte werk. Môre almal, ek wil net sê baie van julle mense was bewus dat ek laas jaar met kanker gediagnoseer is. En van die begin af het ek geweet dat dit my nie gaan onderkry nie. Die kruks van dis was die eerste kennisgewing het in Desember gekom. Ek het in my maand vir 'n operasie gegaan. Die besluit was gewees op die Da Vinci Robotics om die prostaat te verwyder. Kanker is heeltemal genees. Toe die biopsie gedoen is, toe was die prostaat al 30% vol. Maar sedertdien het ek al 2 keer bloedtoetse gehad en ek is heeltemal skoon. Die tweede ding wat ek vandag vir julle wil sê is, die Here Jesus sê vir ons, al is jou geloof so klein soos 'n mosterdsaad. Nou kom ek sê net vir julle, 'n Hava gemeente, as jy kyk na die globale kerk van die wêreld, is so klein soos 'n mosterdsaad. Maar hier maak ons 'n verskil met elke lidmaat in die gemeente en waar ons ook al in die wêreld kom, skyn ons lig helder. Moenie vergeet nie, so klein soos 'n mosterdsaad kan jy berge versit. En dis wat ons hier doen. Baie dankie. Dankie Justice. Luzaan, jy kan vorentoe kom asseblief. Ek gaan vir Luzaan terwyl Luzaan vorentoe kom, Clarissa asseblief. Ek wil net ietsie baie klein sê. Ek het 'n verskriklike lang jaar agter die rug. Ek het die laaste paar jaar, dan is my geloof op 'n oomblik verskriklik sterk en dan die volgende oomblik is alles net weg. Ek het hierdie jaar gedeel met verskriklik baie verlies in my lewe. Ek het baie verloor. Die Here het baie deure vir my toegemaak wat ek nie noodwendig self kon sin maak daarvan nie. Jy het 'n idee in jou kop van hoe jy jou lewe wil hê, wat jy graag wil hê moet gebeur en ongelukkig het ek dit op die harde manier hierdie jaar geleer, my plan is glad nie die Here se plan nie. Ek het geliefde verloor, ek het baie vriende verloor. Op die einde van die dag het ek my gesin oorgehad, wat ek so baie mee beklei het. En ek het my klein dogtertjie, wat my heeltemal deurgetrek het. En ek het my pa se geloof is so sterk, julle. Hy het my so deurgedruk en hy het my so gehelp. My ma se geloof is so sterk, hulle het my gedra, absoluut. En ek het nie net een ontmoeting met God gehad nie, ek het
oor ontmoetings met God gehad. So ek is vreeslik geseënd hierdie jaar en ek sien dit nou eers raak. En Marius, jy het ook 'n baie groot impak daarop gehad met jou dienste wat jy gelewer het. En ek's vreeslik dankbaar daarvoor. So ek wil net vir jou ook baie dankie sê. Ek dink die kruks van daai getuienis is ek het weer en weer ontmoetings met God gehad en ek dink dis my gebed vir Hawa Familiekerk dat ons nie net 'n ontmoeting met die Here het nie, maar dat ons ontmoetings met hom het elke dag van ons lewe. Luzaan gaan vir ons net 'n getuienis deel en daarna gaan Clara en dan gaan ons aanbeweeg. Môre. Ek wil vanoggend met julle deel van genesing wat ek deurgemaak het hierdie jaar. Oktober maand was vir my 'n groot maand gewees in hierdie jaar. Ek het hier in die kerk gesit een oggend, Marius het gepreek oor beloftes. En daai middag het baie goed by my gebly. Dit het gegaan oor moenie beloftes maak nie. As jy 'n belofte maak, moet jy dit eer. En 'n ding wat vir uitgestaan het, as jy 'n belofte aan God gemaak het en jy dit nie geëer nie, dan moet jy vergifnis vra. En daai aand het ek weer net gelees daaroor waaroor hy gepraat het. En ek het gebid en ek het in die bed geklim. Nou ek loop al vir baie jare met 'n rug wat pyn. Daai pyn gaan net nie weg nie. Jy manage hom met 'n pilletjie hier en 'n pilletjie daar en 'n bietjie strekoefeninge. En ek lê in die bed en ek maak my oë toe en ek sê, Here, as daar beloftes wat ek aan U gemaak het en ek het dit nooit geëer nie. En ek het dit gedoen in onkunde, want ek was dom en stupid op daai stadium in my lewe. Vra ek vanaand vir U vergifnis daarvoor. Wil ek vergifnis van U ontvang vir iets wat ek gedoen het wat ek nie van bewus was nie, omdat ek nie geweet het wat die impak daarvan kan wees nie. En terwyl ek so bid, voel ek daar waar daai rug altyd pyn is, so warm gevoel. 'n Gevoel wat jy nie sommer met iemand kan deel nie. Dit is 'n anderste warm. En ek raak toe aan die slaap. Volgende oggend staan ek op, maar ek het nie rugpyn nie. Ek het die hele nag deur geslaap, ek het nie wakker geword met pyn in my bene waar ek moes 'n kussing onder my been druk, my bene elevate laat die pyn net kan weggaan nie. Ek word wakker, geen pyn nie. En ek besef daai oggend, die Here het my genees daai vorige aand nadat ek daai gebed gedoen het. En 'n week of wat later ook, sit ek en ek is moedeloos oor 'n paar dinge, want waar ek werk op die oomblik is nie vir my baie lekker werksomgewing nie. En ek sien 'n advertensie en ek stuur toe my CV weg. Nou, ek bid al vir baie lank vir 'n werk waar ek met kinders werk wat 'n leergestremdheid het, want my hart lê by hulle. En ek het nie die ondervinding daarvoor nie. En ek stuur toe my CV weg. En hierdie mense kontak my daai week. Volgende week het ek sommer 2 onderhoude met hulle en ek kry die werk. En die Here bederf my so, hy gee vir my daai werk plus opleiding om met die kinders te kan werk. En ek is super excited vir die nuwe jaar, want die Here het net vir my so voorsien vir die nuwe jaar. En ek gee vir hom al die eer en al die glorie, want dis nie ek nie, dis nie Marius nie. Dis net ek wat gaan luister het en gaan reageer het op wat binne my aangaan, soos wat die Heilige Gees my gelei het en met my gepraat het. En ek wil net vir julle sê, as daar iemand is daar buite, en jy het jy voel siek, of jy is nie gesond nie, om te bid help, en om te vergewe help, en om dit wat jou terughou in die lewe agter jou te sit, maak dat jy daai volgende stap vat waar jou genesing plaasvind. Ek wil net weer sê, dankie Here, dankie Jesus vir my genesing en vir die nuwe pad wat jy op my lewe gebring het. En net die feit dat Clarinda hier oploop sonder haar krikke, sê al klaar vir ons iets. Ja, dis amazing. Eerstens wil ek net vir die kerk en Marius hele dankie sê, want dit is julle gebed en my vertrou aan God dat ek hier kan staan vandag. Ek het so, wel is nou 'n maand terug wat ek die operasie gehad het. Sorry julle. En
uitslae wat ek gekry het op my knie was besonder. Klein skeurtjie in die meniscus en that's it. Ek het rarig gedink met die 2 maande wat ek op krikke was dit baie meer skade as wat ek gedink het. En gelukkig dit was nie. So, Marius het vir my die 5de September gebid, nadat ek by Kloete was. En daar het ek al klaar ontmoeting met die Here gehad, wat hy vir my gesê het, alles sal alright wees, just gonna take time. Dit het 2 maande vir my, sy gebid, sy gesoeg, sy sweet, krikke loop, moedeloos, ek kan nie my ma help nie, ek kan nie die kleintjie kyk nie, ek kan nie my werk doen nie. En na die 2 maande het die Here eintlik net vir my kon sê, raak stil, raak rustig, kom sit by my voete, ek sal jou deurdra. En hierdie kerk, as julle ooit gewonder het, is dit 'n familiekerk? Dit is, want dit is die kerk wat my deurgedra het saam met die Here. So ek wil net vir julle sê, moenie twyfel nie. Hierdie mense het julle lief, en die mense wat hier werk, en die mense agter die skerms het julle lief. So, ek wil net dit vir julle sê, baie dankie. Baie dankie vir almal wat getuig het en ek dink daar sekerlik nog en dit is net vir my, ons kan seker heel dag aanhou, maar ek weet daar's van julle wat skaapbout in die oond het. As jy dit het, laat weet my net. Was dit al payday? Ja. Ja, dit is net amazing as 'n mens na hierdie getuienisse luister. En ek dink hier's nog honderde ander sekerlik wat kan getuig. Ek wil hê ons moet kom by ons laaste celebration wat ons gaan doen en ek wil voor ek daarby kom net gou-gou vir julle wys. Die laaste 2 goedjies gaan ek sommer so aan mekaar doen, net baie vinnig kortliks net gou-gou vir julle wys. As jy daai 3 verse lees van Aaron se seëning. Die volgende vers sê vir jou, ek sal vir jou guns bewys. Hy gee jou nie net seën en jou vashou nie, maar hy gaan vir jou 'n guns bewys. Hy sê ek sal my aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Dink aan 2025, dink aan 2026, dink aan jou omstandighede en ek kyk so vinnig in party mense se oë vas en ek weet jy het dit nodig want om te dink dat die Here laat sy aangesig oor jou skyn, hy sê jou genadig wees. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. En dit is so fantasties as 'n mens aan hierdie goed begin dink en 'n mens begin dit te dink, die Here draai sy gesig na my. Hy sê vir ons in Psalm 50, sê hy vir ons roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dis getuienis. Ek help jou, jy eer my. Ek help jou, jy getuig van my. Jy gaan vertel vir ander mense. Dis deel van die blessing van Aaron wat God vir ons gee, dat ons 'n blessing kan wees vir ander mense. En dan die versekerde wete ook van Psalm 86 vers 7 waar die Psalm misskryf, in die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my. Hoor jy daai bevestiging? Dit is uit die Aaron se dis amper asof die Here sê, ek gaan my son oor jou laat opkom, ek gaan my aangesig na jou toe draai, die son sal weer opkom, as jy in 'n donker tyd is, die son kom weer op. Dinge gaan draai, hou vas aan jou geloof, hou vas aan God, hou vas aan 'n ontmoeting, kyk terug, kyk vorentoe, hy sê hy sal wat ek uit hierdie versie uitkry is, hy gaan nie net kyk nie, maar hy gaan kyk en doen. En ek dink dit is die groot ding waarmee ons gaan. Die Here sê, hy maak sy genadige hande oop. En dan die laaste ding wat ek met jou gaan deel is, hy sê, ek sal vir jou vrede gee. En dit is die laaste vers van hierdie seëning van Aaron. Hy sê ek sal vir jou vrede gee. Numeri 6 vers 26 sê, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. En weet julle wat, dit het my gevoel asof vers 25 en 26 baie dieselfde is. En toe ek gaan kyk na die Hebreëse woord hierso wat hier gebruik word en ek gaan kyk na die Griekse ekwivalent van hierdie woord. Toe kom ek agter hier's 'n woord hierso wat in vers 26 gebruik word. The Lord will turn his face toward you and will give you peace. En ek wil met jou 'n woord deel. Ek wil hê jy moet hierdie woord hoor en dit staan in Engels, staan dit anders. Hy sê vir ons in die King James en ek gaan probeer om dit na die beste van my vermoë te sê. Hy sê the Lord lift up his countenance. Diane, sê ek het verkeerd, sê ek het reg? Is dit reg? The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Nou daai woord countenance het met my hart gepraat.
Dit in my Afrikaanse brein het ek gedink ook countenance, oh my gosh, ek weet nie wat dit beteken nie, ek is Afrikaans, wat is countenance van God? En vir my geklink of God tel, asof hy count, en toe gaan kyk ek na nee, dis iets amazing wat gebeur. Countenance beteken, en die Griekse ekwivalent daaraan is die woord, dat ek hom net gou kry, prosopon, en ek gaan nou vir jou sê hoekom ek die twee bymekaar bring, want wanneer God sê, ek gaan jou, he will lift up his countenance, dan sê hy sê vir jou, ek gaan jou help, daar gaan 'n goddelike, bo-natuurlike ingryping wees, en ek wil hê jy moet daarmee weggaan vandag. Maak nie saak wat jou omstandigheid is nie, kom ons loof en eer die Here deur vir die Here te sê, Here, ek weet, u draai nie net u gesig na my toe nie, u skyn nie net oor my soos 'n nuwe dag nie, Here, u gaan 'n bo-natuurlike, en u kan en u wil, en u gaan 'n bo-natuurlike ingryping doen aan my. En die woord countenance word hier gebruik, dat God bo-natuurlik ingryp in my omstandighede en is deel van sy blessing. En toe ek gaan kyk na waar in die Nuwe Testament kom het voor, was my skoene, ek was uit my skoene uit verbaas oor die ekwivalent daarvan. En julle sal nie glo nie, op die berg van verheerliking, toe Jesus verander het, van 'n gewone mens met sy gewone vlees en bloedlyf wat kon sterf, en hy kry daai verheerlikte liggaam op die berg van verheerliking. In Lukas lees ons daarvan in Lukas 9 vers 28 en 29, hy sê, and it came to pass about 8 days after these sayings, he took Peter and John and James and went up into a mountain to pray, and as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering, né? So hy het heeltemal verander, sy hele aangesig het verander. Hy het verander van 'n gewone mens na 'n bo-natuurlike wese toe. En ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, vat dit vandag saam met jou, maak nie saak wat jy mee sit nie, kom ons gee vir die Here die eer en die lof en die aanbidding van ons harte, sy countenance will change upon you. Dis deel van die blessing. God gaan bo-natuurlik ingryp in jou lewe. God kan bo-natuurlik ingryp in jou lewe. Hy wil bo-natuurlik ingryp in jou lewe. En gaan asseblief huis toe met dit. Mag die Here vir julle vanoggend seën en julle bewaar en julle behoed. Dankie dat ons julle kon bedien het met hierdie celebration diens, en ons bid dat die Here vir julle sal seën en dat die Here met julle sal wees en dat die Here sy aangesig oor julle elkeen sal skyn, en as jy uitloop, onthou dat God is met jou. En dankie dat julle deel is van Halwa Familiekerk, dankie dat julle my vertrou en vir ons span vertrou om julle te bedien met die woord van die Here. My gebed is dat ons van krag tot krag sal beweeg en dat ons elkeen nader aan die Here sal beweeg. En ek het vanmôre op pad hier net toe vir die Here gesê, Here, ek verdien nie wat ek hier ervaar vandag nie. Ek is glad nie, ek verdien nie wat ek kry nie om so 'n gemeente te kan bedien nie. Maar die Here weet. Die Here weet, en ek wil vir jou vra om saam met my 'n pad te stap. Ek is nie perfek nie. Ek is glad nie perfek nie, ek is ver van perfek af. Maar ek wil, wat ek vanmôre vir ons nuwe lidmate gesê het, ek wil saam met jou op pad stap, laat ons saam nader groei aan die beeld van Christus. Kan ons so 'n pad saam met mekaar stap? Ek wil graag saam met jou loop. Mag die Here vir jou seën. Here, ons het vandag aan U 'n lofoffer gebring. In my beeld, in my kop het ek die reukoffer altaar gesien wat reg voor die voorhangsel gestaan het en waar die reukoffers aan die brand gesteek is as 'n lieflike geur vir U. En dan kom jy in die Nuwe Testament en jy kom vergelyk dit met die gebede van die gelowiges. En U sê dat ons gebede is soos 'n reukoffer wat optrek tot in die teenwoordigheid. Here, deur sang, deur musiek, deur getuienis, deur gebed en alles kom ons vandag en ons weet dat ons het vandag 'n reukoffer vir U aangesteek. Ek hoop U het dit geniet. Ek hoop U het ons geryk, Here, dat ons al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte vir U wil gee, want geen mens wat U is waardig. Net U alleen is waardig. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Gaan in sy vrede. As jy nie sy vrede het, soek sy vrede tot jy dit kry.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.